Het woede-uitbarstings of sogenaamde vloermoere 'n oorsaak of 'n rede? Ek twyfel of daar veel fisiese navorsing daaroor gedoen is, maar dit is belangrik om te weet dat alles in die lewe 'n oorsaak of oorsake het. In hierdie geval is daar geen twyfel dat hierdie uitbarstings minstens 'n paar bydraende oorsake het nie. Mineraal- of vitamientekorte, dieetkundige probleme en natuurlik opvoedingsprobleme is van hierdie bydraende faktore. Met bogenoemde in gedagte is dit verstaanbaar dat weefselsoute nie 'n algehele, wonderbaarlike genesing kan veroorsaak nie. Maar ek kan jou tog verseker dat hulle jou minstens op 'n pad kan plaas waar dit makliker is om die volgende stappe te begin neem. Begin met gereelde gebruik van nommer 6, 8, 9 en 12, 2 of 3 maal per dag. Onthou dat dit onmoontlik is om te oordoseer. Die tablette proe aangenaam, dis bekostigbaar en het geen neeweffekte nie. Dit is egter belangrik om terselfdertyd te poog om alle suiker, lekkers en verfynde stysels ook uit die kind se dieet te sny. En ek weet dis moeilik, maar 'n stabiele bloedsuikervlak is krities vir emosionele stabiliteit. Na hierdie goeie begin kan oorweeg word om jou dokter, pediater of sielkundige indien nodig en ook die kind se onderwyser te betrek. Praat ook met jou vriende, jou ouers of ander vertrouelinge. Hulle mag immers reeds ondervinding hê. Jy is beslis nie die eerste of die enigste moedelose nie. Lewer gerus kommentaar hieronder vir ander se voordeel of teken aan vir verdere video's oor hierdie reeks van kort alternatiewe roetes na gesondheid. Gesondheid aan alle skitterende ouers en vir al hulle waardevolle spruite.